Jannie boontjies. Daar was eenmaal 'n boontjieboer wat 3 Jannie boontjies gekoop het. Jannie boontjies kon, so het die verkoper beweer, 'n baie groot oes oplewer. Maar nie elke Jannie boontjie sou hoog groei en reuse boontjieranke maak nie. Al wat die boontjieboer kon doen, was om die spesiale saadjies te plant en dan te wag en sien. Maar daar was een belangrike voorwaarde. Die boer kon nie die volgende Jannie plant voordat die huidige saadjie nie sy volle lewensiklus voltooi het nie. Die boontjieboer het in Suid-Afrika gebly. Een donker aand in Augustus, kort na die laaste ryp, het die boer 'n gaatjie met sy vinger in die nat grond geboor. Hy het gedraai tot die gaatjie 5 cm 2 duimpies diep was. Hy het die groen A-Jannie boontjie geplant. Stadig het die saadjie begin worteltjies uitstoot. Dit was taamlik stewige worteltjies. Na 'n week was die worteltjies taamlik goed gevestig. In die volgende 2 weke het die rankie begin blare kry, tak vir tak al meer. Toe die 3de week verby was, het die rankie begin bloeiseltjies maak, sulke wittetjies. En toe 'n maand verby was, 30 dae om presies te wees, het die rankie begin boontjies gee. Die rankie was weliswaar skaars 1 meter of 100 cm hoog. Hoe hoog is jy? Hy het nie die beloofde groot Jannie oes opgelewer nie. Die boontjieboer moes nog 'n maand wag vir die boontjierank om klaar vrug te dra, voordat hy dit kon uitkap. Teen middel Oktober, met die somer reeds goed opdreef, was dit tyd vir die plant van die 2de Jannie boontjie. Toe die maand so halfpad vol was, berei ou boontjieboer toe voor om vir B-Jannie te plant. Maar B-Jannie was 'n springboontjie. Die boer moes net keer of die boontjie glip uit sy hand. Hy het weer 'n gaatjie met sy vinger in die nat grond geboor, maar self het hy nie die saadjie in die gaatjie gesit nie. Die lawwe springboon het sommer woepswaps self in die gat ingespring. Soos blits het die boontjieboer die saadjie met grond bedek, dit vasgestamp en weer goed nat gemaak. Dit moes net nie kon wegglip nie. Hierdie haastige B-Jannie, wat 'n bruin boontjie was, het voor die einde van dag 7 alles stewige klomp wortels gehad. Hy het ook vlytig gegroei en skoon 'n halwe meter per week langer geword. Teen die tyd dat B-Jannie begin boontjies dra het, kon sy takkies heel wat boontjies lewer. Maar die rankie self het nog nie so hoog gegroei nie. Teen 1,5 meter het B-Jannie nie veel langer geword nie. Maar hierdie boontjie het toe ook nie lang Janne opgelewer nie. Die ou C-Jannie saadjie 60 was maar 'n klein boontjiekie. Dit was spierwit en werklik piepklein. Die boontjieboer het eintlik sy kop geskud, skoonmoedeloos. Sou hierdie saadjie ooit eers daarvan kan droom om 'n ware Jannie boon genoem te word? Die boer het baie getwyfel oor hierdie klein boontjie. Wat sal tog van hom word in die grond? Sal hy ooit eers ontkiem? Maar al wat die boer kon doen, was om die klein saadjie te plant. Dit was die begin van 'n nuwe jaar, Januarie. Hy moes net doeteenvoudig eers 'n oes kon oplewer teen Maart, sodat hy sy gesinnetjie met vrou en jong kinders kon onderhou. Hy maak toe weer 'n gaatjie in die nat grond en plant vir C-Jannie versigtig. Die ou saadjie het onmiddellik verdwyn in die grond, so nietig en klein was hy. C-Jannie was gou om wortels te skiet. Na 'n week het 'n stewige plantjie begin verrys. Die stingeltjie het sommer dag vir dag 5 cm gegroei en party dae sommer 10. Hy het gegroei. Na 'n maand se groei was C-Jannie al 2 meter lank. Hy het begin bone groei ook, sommer sulke vet langes. En al die tyd het hy aanhou groei,
nou sommer vinniger ook. Teen die tyd dat hierdie rankertjie maart bereik het, het dit 3 meter hoog gestaan, ver langer as die langste man. En vir 6 weke lank het elke takkie 'n 100voudige oes gelewer, 100 keer soveel as een saadjie. Die boontjieboer kon eintlik skoon nie byhou, soos hy moes boontjies oes nie, so baie was daar. Toe die boer een aand voor sy vuurtjie sit, het hy hom verwonder aan die kleinste Jannieboontjie se groot oes. Hoe is dit dan dat so 'n klein saadjie, eintlik die geringste van almal, so kon groei en boonop so 'n reuse oes kon lewer? Hy lees in Matteus 17 vers 20 oor die klein saadjie van geloof. Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, verplaas jou hiervandaan daarheen, en hy sal soontoe verskuif. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Die boontjieboer moes erken, hy was wantrouig in die kleinste van klein saadjies. Wat sou dit tog kon oplewer? Maar hy het nogtans gesaai, selfs al was dit in klein geloof, hy het nie geglo nie. En hier word die kleinste saadjie die grootste ranker. Want kyk, Jesus het self hierdie gelykenis, 'n storie vertel in Matteus 13 vers 31 tot 32. Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad. Maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Ons moet getrou wees en saai, selfs al twyfel ons nog. Die kleinste Jannieboontjie het die grootste oes opgelewer. En van hier af vorentoe het boontjieboer altyd Jannieboontjies geplant, veral die kleinstes.